Louis, jy het in jou eie woorde groot geword aan die verkeerde kant van die spoorlyn. Jou pa was 'n arm treindrywer, maar jy het besluit om ekonomie te gaan swat, jy het 'n M gedoen. Hoekom ekonomie? Wat het jou daartoe gelei? Toe ek in die gewone BCom ding begin destyds, en so af met die BCom pad, op pad na CA toe, het 'n ekonomieprofessor op die ou RAI my beïnvloed om ekonomie te swat, Dr. Geert de Wet op daai stadium. En na my BCom het ek toe oorgeslaan na die ekonomie nagraads toe, en dis waar ek geëindig het. Jy het 'n M gedoen in ekonomie. Jy was ook een van die eerste wenners van die ekonomie, van die ekonoom van die jaar kompetisie. Wat het die ekonomie bygedra tot die res van jou loopbaan? Die hele dinamika van vraag en aanbod het my nogal aangestaan. Die ding dat niks gewaarborg is in die lewe nie, en dat oorskotte hulle self uitsorteer en tekorte hulle self uitsorteer. En ek het dit in die besigheidswêreld ook gesien. Dit is eintlik 'n wonderlike stelsel. Louis, in 1994 besluit jy en 'n paar kollegas, julle gaan 'n welvaartbestuurmaatskappy in betrokke raak, Citadel. Nou Citadel het later ontwikkel as een van die grootste en mees suksesvolle welvaartbestuurbesighede in Suid-Afrika. Ek wil teruggaan na daai eerste klompie jare. Daar was 'n mate van geluk betrokke, maar julle het 'n veranderende omgewing reg benader. Daar was 'n venster van geleentheid hier rondom 1994. Die twee goed wat daai tyd gebeur het, die pensioenfondsbedeling is verander. Met ander woorde, vir die eerste keer eintlik in die geskiedenis het mense toegang tot hulle lewensbesparings gekry. En dis is 'n ongekende ding eintlik wat met jou gebeur. Jy was maar gewoond aan 'n maandelikse begroting vir 40 jaar in jou lewe, en skielik sit iemand 'n paar miljoen rand op die tafel voor jou neer en sê vir jou, doen maar soos jy goed dink nou met hierdie geld. So skielik was daar groot behoefte aan advies. En natuurlik baie slaggate ook vir mense wat nou nie elke dag met daai goed gewerk het nie. Dit was een geleentheid. En dan die ander ding is, jy weet, gewone objektiewe advies was 'n skaars ding. En omdat daar baie aftredes, verpligte aftredes in die 94 era was, het daai geleentheid gekom. Maar dis van die eerste tree van 100 meter, soos jy maar weet, die ander 99 met die hardloop. So toe ons stelselmatig die besigheid opgebou, en die model was baie eenvoudig. Ons het iets anders probeer. Ons het gesê, kom ons begin deursigtig raak met vergoeding. So vandag een af het ons vir mense presies gewys wat betaal hulle vir beleggings, wat 'n ongekende ding op daai tyd was. Jy het gedink jy betaal vir alles, maar nie vir beleggings nie. So dit was 'n deurbraak, dink ek. Ons het gedog 2-3 jaar later sal dit algemene praktyk wees, maar ek dink vandag nog, al het die wet verander, is dit nog steeds 'n redelike skaars faktor. So die deursigtige betalingsproses. En die tweede ding is, ons het objektiewe advies probeer gee, wat met ander woorde nie produk gekoppel is of instansie gekoppel is. Die regte advies was die advies. So ons het die model daar rondom gebou. Kom ons kyk na daai situasie. Jy het gesit in menige gevalle oor kan die tafel van 'n baie suksesvolle mens. Wat was jou gewaarborge van hierdie gesprekke met iemand wat suksesvol was? Paar goed. Ek dink die eerste belangrike ding is wat my altyd getref het. Die groot suksesverhale is iemand wat hier van 30 af hulle self met een ding besig gehou het. So hulle het nie rondgefladder nie, hulle het hier in hulle 20's het hulle geëksperimenteer. Maar dan het hulle besluit waarvoor hulle lief is en wat hulle vir 30 jaar gaan probeer regkry. Dit het vir my uitgestaan altyd. Dis een industrie, een benadering mens gewees. Ek dink in die wêreld, jy weet, die Warren Buffetts van die lewe en die Bill Gates van die lewe wys dit ook vir jou. Hulle het eintlik net een ding gedoen hulle hele lewe. Dit het vir my uitgestaan. Die tweede belangrike ding is, dit was nie slordige mense gewees nie. Hulle was georganiseerde mense. Hulle het hulle mooi gekyk na hulle lewens. Ook baie belangrik, jy weet, hulle was eerlik. Dit het my getref, standhoudende sukses. Nou goed, ek wil gaan na 2006. Jy bedank as uitvoerende voorsitter van Citadel en uitvoerende voorsitter van die JSE-genoteerde Peregrine Groep, en jy begin The Logic Filter. Wat is The Logic Filter presies? Dit is 'n klein besigheid wat ek en my seun saam begin het, en met die uitsluitlike doel om jong, professionele, talentvolle mense wat regtig verantwoordelik wil omgaan met hulle lewe, van advies te bedien oor al die dimensies wat op hierdie stadium in hulle lewe 'n groot uitdaging vir hulle is. Dit is die besigheid, dan die program wat ek saam met die ouens elke jaar doen. Ek kies so 'n paar groepe, want ons is nou maar min, en ek wil dit so intiem hou soos dit. Sit ek met tipies 5-6 mense om 'n tafel vir 8 dae, versprei oor 'n jaar. En die program wat ek in die Logic Filter dan opgestel het, kyk 'n mens na al die fasette van 'n mens se lewe. Dit kom terug na die punt dat jy voel dat jou belangrike besluite word in jou 30ers geneem wat 'n impak het op die res van jou lewe. Toe ek na die ouer, suksesvolle mense in my vorige beroep geluister het, het dit my altyd getref. Hulle het nogal prominente besluite hier in hulle 30's iewers geneem.
En daai besluit het hulle of die verkeerde pad gevat of die regte pad. Mens weet dit nie as jy in jou 30's is nie. Jy dink jy gaan maar net aan met jou 20's. Maar daar's elke dag voorbeelde op die voorblaai van koerante van ouens wat dieselfde goed op 35 doen as wat hulle op 25 gedoen het, maar die resultaat is heel anders op 35. So dit my getref, dit is 'n geweldige sensitiwiteit in jou lewe, jou 30's. Jy weet, jy het 'n jong gesin, jy is die eerste keer 'n ouer, jou loopbaan is besig om spoed op te tel, en as jy talentvol is, dan sit jy nogal op 'n geweldige platform in 'n vroeë ouderdom in Suid-Afrika reeds. Kom ons gaan na sukses, die beginsel van sukses. Jy voel oor 2 elemente sterk. Nommer 1, jy sê om suksesvol te wees, moet jy jou omring met mense slimmer as jy. En tweedens, moet jy fokus op een ding en ten volle daarop fokus. Wat bedoel jy met daai 2 punte? Ek dink ou moet gou besef dat jy nie alles self kan doen nie. Jou ego kan seker in die pad wees, ek weet nie, maar ek was gelukkig om in 'n nederige huis groot te word, jy weet, so ek dink nie my ego was ooit my probleem nie. Ag, jy weet, in eenvoudige terme, dit is so goed, ek probeer nou die kamera ook hier bestuur, terwyl ek en jy gesels, jy word net swak, met al 2 die goed wat jy doen. En baie mense het, ek dink hulle hou te lank aan alles vas. Daar's mense wat baie beter vaardighede as jy op baie ander vlakke het, en wat lief is ook vir daai ander vaardighede, jy weet, so hulle het 'n passie vir daai goed. Ek dink jy moet, veral in 'n besigheidskonteks, jy moet mooi kyk wie hardloop die vinnigste in watter veld, en hulle toelaat om dit te doen.